Ek dink nie die Afriforum ouens is altyd die groot rassiste wat ons hulle uitmaak nie. Wat my pla van hulle is, ek dink nie hulle hou van die idee van Suid-Afrika nie. En ek doen rarig. Ek koop rarig in die vlag. Ek koop rarig in Nkosi Sikelel. Ek koop rarig in wat die Springbokke verteenwoordig. 'n Multikulturele samelewing wat against all odds hierdie ding laat werk. En Rassie Erasmus sê dit die beste. Hy praat met sy pragtige Afrikaanse aksent. Dan sê hy, if I lose, you'll all hate me. But what I love is this intertwinedness. En ek dink, as jy 'n ander Afrikaner raakloop, dan sien jy, is hierdie 'n Afrikaner wat hou van intertwinedness, soos Rassie, of is dit enetjie wat hou van bietjie meer apartheid en grense? Gesprekke teen gat vol gees. Hallo en baie welkom by nog 'n gesprek teen gatvolheid. En terwyl ons nou al by episode 4 of 5 is, gaan ek nou ophou verskoning vra vir die naam. Ons is almal siek en sat. Ons soek 'n manier om in hierdie land wat ons so liefhet te woon en te leef op 'n manier wat vir ons nog sin maak, waar ons nog voel ons maak 'n bydrae, ons gee wat ons het om te gee. En dis waaroor hierdie gesprekke gaan. En vandag is dit nou vir my baie lekker om twee mense hier te hê wat dit regtig in praktyk elke dag doen. Johan Erasmus en Skalk van Heerden, die stigters en leiers van Beter Einders, want julle is ook bitter einders en ons sal hier bly. Julle het eintlik die woord gatvol julle eie gemaak. Ja, absoluut. Ons Nou, nie teen gatvolheid praat nie, dit is ons produk daai. Ons sê dit nooit jammer dat dit ongeskik is nie. Ja. Ons maak 'n mengsel, 'n chemiese mengsel wat slaggate toestop. En die bemarking daarvan is die gatvol mix, want jy mix terwyl jy dit doen met ander mense en dan sê dit van gatvol tot gatvol. So in plaas van dat jy kwaad raak en klaar gaan doen iets, sla die ding en dan is jy nie meer gatvol nie en die gat is vol. So ons voel baie tuis op jou program. Wonderlik. Ons sal 'n offisiële borg wees as jy wil. Vir jou volgende gesprek en dan bring ons vir jou een van ons emmers. En sit hom net hier ergens in die agtergrond. Wel, my straat het hom nodig. So Ons is in. Ons het mekaar nou die laaste ruk, ons het mekaar eintlik ontmoet en toe nou weer teëgekom by die gesprekke van Afrikaners vir Suid-Afrika. En dit het ontstaan uit 'n brief wat 'n klomp van ons onderteken het nadat president Trump gesê het Afrikaners is refugees. Ek is mal oor julle refugee advertensie tussen hakies, dis wonderlik. Maar nadat president Trump gesê het ons is vlugtelinge en ons word onderdruk en daar's 'n volksmoord, toe 'n klomp van ons 'n brief onderteken wat gesê het is nie so nie. Julle het besluit om liewer nie die brief te onderteken nie. Wat was agter daai besluit? Eerstens, dit was individueel. Hulle het die aand voor die brief uitgestuur is, vir Johan gekontak en my gekontak. Ons het nie met mekaar gepraat nie, so elkeen het sy eie storie gehad. Dit wil ek net eers sê, daar was nie 'n beter einder posisie nie. En ons doen meeste van ons dinge maar so, almal stem nooit saam oor alles nie. Jy kan dalk eers sê, wat was jou rede? Ek was heeltemal vies oor die ding. Ons het 'n klomp goeders gedoen en ons kan miskien praat. Vies oor die ding soos in Trump se standpunt. Trump se standpunt, die feit dat ons tot op die punt gekom het. En ons kan bietjie praat ook oor wat Beter Einders gedoen het, want ons het 'n klompie goeders gedoen. Ons het byvoorbeeld 'n billboard gemaak, wat gesê het not USA but USA, jy Suid-Afrika, #not a victim. En Ek het 'n T-shirt wat ek weet nie kom jy nie dra nie. Ek soek daai hemp en ons spottel mix. So ons moet hierdie plek oorneem. Ons het net die hempie gemaak en toe het Soutie van Pretoria, soos dit maar daar gaan, 10 billboards gemaak op sy eie koste. So ons het nie ons geld spandeer daaraan nie. Iemand het net daarmee gehardloop toe hulle die hempie sien. So hulle het dit toe gesponsor vir ons en ons is toe dankbaar toe kry ons so 'n bietjie media page vir dit. Die ander ding wat ons ook gedoen het is ons het kort daarna terwyl ons die ou het met sy billboards, het ons 'n prentjie van Siya Kolisi wat op RG Snyman en Eben Etzebeth se skouers is. En toe skryf ons op daai billboard, terrible things are happening in South Africa. So daai was 'n bietjie ons reaksie op hoe ons wou reageer op hierdie ding, om te sê, yes, hierdie is regtig so 'n bietjie belaglik. Maar toe hulle ons gevra het of ons die brief wil teken, het ek die ding gelees en ek het met 'n groot hoeveelheid van dit saamgestem. Ek dink
en ek kan nie eens regtig die bewoording onthou nie. Op die tyd het ek net gedink dat ek sal net ook wil sê dat die ANC maak droog. En die ANC maak regtig droog en ek is nie aan daai kant nie. Ek stem regtig nie saam met die retoriek wat gelei het tot ons wat slagoffers wat refugee status gekry het in Amerika nie. Maar ek wou myself in die middel sit van daardie gesprek. Dit was my onmiddellike reaksie ook, maar ek gesê het, as ons net 'n bietjie sterker kan stel aan die ander kant ook. En toe daarso die volgende dag toe die ANC hulle brief uitreik wat hulle daai brief deel. Toe is dit vir my, dit was deel van my frustrasie. Ek sou dit nie vir hulle so maklik wou gemaak het dat hulle daai brief op hulle sosiale media kon deel nie. Dit was my beweegrede. Ja, ek het ook 'n instinktiewe een gehad. So ek kry dit in die aand van iemand wie ek baie respekteer op ons groep en ek kyk toe nou moet mens vandag besluit en daar's lang gevolge. En ek sê toe net op WhatsApp sê ek hou nie daarvan dat ons ander organisasies by die naam noem nie. Want die brief het gesê ons is verwerp wat ook al AfriForum en Solidariteit se dit en dat. En toe sê ek net as julle nie ander organisasies by die naam noem nie, sal ek dit graag onderteken. Ek stem met alles saam. Dit maak perfekte sin. Dis 'n nodige stem. Ek het net 'n besluit gemaak om nie 'n fight te piek met organisasies nie. Nou sê mense vir my, kyk, jy piek in elk geval 'n fight as jy 'n morele standpunt maak of nie. En ek verstaan dit, maar ek wil my graag inhou en oor idees en posisies en manier van dink en wees praat. So daai twee naampies daar, het ek dadelik gesê, as julle dit uithaal, teken ek dadelik en hulle het natuurlik, dalk is hulle slimmer as ons twee Hansworse, en hulle nie uitgehaal nie, en dis hoekom ek net daai aand gesê het, ek doen nie. So, maar ek wil sê, jy wou gehad het, dan moet nie organisasies genoem word nie. Ek wou gehad het, dan moes 'n ekstra organisasie genoem word. Maar dis 'n groot punt, waaroor ons ook kan verskil, is hierdie ding van die ANC wat oral ingetrek word, so ek moet nou nie vir my kwaad wees nie, maar Suid-Afrika is baie groter as die ANC. En ek dink nie mens hoef elke sin wat jy in jou lewe doen te begin met 'n verklaring van die regering is baie useless en hulle is korrup en ons verwerp wat hulle doen nie. Want aan die ander kant is jou lys so lank van alles wat jy eers moet opnoem voordat jy iets kan aanspreek. So ek dink nie ons hoef altyd te sê hoe sleg die ANC is nie. Dis nou die een ding wat almal weet en oor saamstem is hulle doen sleg. So ek gaan dit nie elke keer sê nie. Okay, maar Ek wil net gou sê, hy het gesê wat ons gedoen het, net die billboards, die hempies, die dit en die dat, maar ons het toe ook, net toe ons hoor ons is vlugtelinge vir ons lewe. En ja, toe reël ons 'n groot sokkerwedstryd in die Plakkerskamp. Maar ons bemark dit toe tipies soos wat ons maar doen. 'n Sokkerwedstryd en Inviting Afrikaners to come and play with their oppressors. Ja, die tagline het gesê, come and play soccer with your oppressors. En Want dan was dit klomp Afrikaners wat die klomp het opgedaag om te wys, hierdie is ons naastes. En natuurlik is dis is die ANC wat korrup is. Ons hoef nie elke gesin te begin met, een moord is een moord te veel, natuurlik is daar misdaad, natuurlik is die ANC korrup. Ek gaan nie elke keer daai lysie doen nie. Ons weet dit, ons voel dit aan ons lywe, maar ons wil nog steeds sê, wie is ons naaste? En ons is Afrikaners vir Suid-Afrika. En dis hoekom ons so tuis voel met die groep, al gaan ons nie al die briewe teken en sulke goed nie, maar dis ook gesond. so teen daai agtergrond, hoe sien julle die plek van Afrikaners in Suid-Afrika op die oomblik? Ek meen, as ons nou nie verdruk is en so aan nie, wat is ons? Vir my is dit baie belangrik. Ek het 3 sulke denkbeeldige boublokkies in my kop. Meeste van die onlangse peilings en goed wat gedoen word, wys dat omtrent 80% van Afrikaners, wit Afrikaans sprekendes, ek noem dit in daai sin, amper 80% sou sê hulle is Christene. Nou as jy dit sê, dan het dit baie groot implikasies. So ek maak blokkies en ek sê my boonste blokkie is ek is 'n Christen, heel eerste. En dit affekteer als. En na my Christenskap is ek 'n Suid-Afrikaner. Dis die voorreg om hier te bly. Dis die ooreenkoms wat ons geteken het in die grondwet. Dis my plig. En die twee beïnvloed mekaar. Want my geloof sê vir my, alle Suid-Afrikaners is my broers en susters. So, hoe sien ek myself? Tuis. Ek hoort hier, mense is goed vir my. Maar, dis omdat ek kyk na swart Suid-Afrikaners, nie heeltyd wat in die ANC verkeerd nie. En ek dink dis ook 'n groot klemverskil, is ek kan kyk na swart Suid-Afrika, sonder om net heeltyd by die ANC vas te haak.
So ek's 'n Christen, dan is ek 'n Suid-Afrikaner, en as ek daai twee goed doen en prioritiseer, dan is daar ongelooflike vryheid om my Afrikanerskap trots uit te leef. Maar soos met enige afgod, as jy dit te hoog opsit, gaan jy homself verloor, of jy gaan mal raak, of iemand anders gaan hom aanval. En dis vir my blokkies wat my help om hier tuis te voel. Ek's 'n Christen, almal is my naaste, Onse Vader, so ek wil nie wegkruip en nie tussen swart mense woon nie. Soos my Vader in die hemel. Dis nie, ja, en daai Onse Vader is nie die Afrikaners se God nie, dis ons almal se God. So Christen, Suid-Afrikaner, Afrikaner, en as ek met mense praat, dan kan ek sommer vinnig hoor, is hulle Afrikaner vir Afrikaners? Of is hulle Afrikaner vir Suid-Afrika? En ja, so ek dink dis my beste verduideliking van hoe ek voel in die land. En die ironie is, ek word al hoe vryer, soos wat ek hierdie verbintenisse maak. Dis 'n wonderlike stelling, ek gaan terugkom soontoe. Hoe voel jy oor jou plek as Afrikaner? Jy is so teleurgestel dat jy moet wegstap van hom af. Sê net waar jy bly in die moed, want dit verander alles. Hoekom? So, Vir 'n nie-Pretoriaaner is die moed 'n soort van Soos die regte oranje. onverstaanbare. dit is Orania. En ek sê dit vir die ouens, ons hoef nie te praat oor 'n moontlike tuisland nie, ons moet net 'n muur bou om die moed. Dan is ons okay. Nou vanuit jou blikhoek in die moed. So ek het op Piepik geswat. So meeste van hierdie Afrisol ouens, hulle het ergens 'n draai gemaak op Piepik. Ek het op Piepik geswat. Hierdie ouens is my vriende in 'n groot mate. En ek het toe Pretoria toe getrek. So ek kom nogals uit Afrikaner omgewing met 'n hoofletter A. En wat vir my interessant is dat dit was eers juist toe ek in townships basies beweeg, regtig intentioneel met swart mense interaksie het, wat ek besef het ek is 'n Afrikaner. Ek het nie regtig baie Afrikaans gevoel tussen die Afrikaners nie. Ek het eers regtig begin Afrikaans voel toe ek so met swart mense uit, dan hulle verduidelik vir my, yes, jy trek regtig lelik aan, dis iets wat Afrikaners doen. Yes, jy is eintlik ongeskik, dis iets wat Afrikaners doen. Yes, jy is reguit, dis wat Afrikaners doen. A fish doesn't notice the water. Presies. So my Afrikanerskap het eintlik meer geword soos wat ek 'n interaksie begin kweek het tussen my en swart mense. Met dit gesê, is ek regtig uitverkoop aan die idee van Suid-Afrika. Suid-Afrika maak my nog altyd opgewonde. En dit is my, as jy wil nou nie organisasies by die naam noem nie, ek gaan regtig nie saam met julle stem. Jy het nie 'n voorbehou Ek worry nie. My issue, ek dink nie die Afriforum ouens is altyd die groot rassiste wat ons hulle uitmaak nie. Ek dink nie hulle is die slegte, jy weet, irredeemable mense nie. Wat my pla van hulle is, ek dink nie hulle hou van die idee van Suid-Afrika nie. En ek doen rarig. Ek koop rarig in die vlag. Ek koop rarig in Nkosi Sikelel. Ek koop rarig in wat die Springbokke verteenwoordig. 'n multikulturele samelewing wat ten spyte van against all odds hierdie ding laat werk. So in daai opsig is Suid-Afrika, die Suid-Afrikanerskap is regtig in my bloed. Ek kan nie daarvan wegkom nie. En dit maak my so kwaad as ek hoor hoe Ernest Rich en 'n klomp van die ander ouens sal sê Suid-Afrika is 'n abstrakte idee. Dit is nie eintlik iets wat bestaan nie. Dit is 'n konstruk van kolonialisme en dit is arbitrære lyne. Dit voel nie vir my arbitrêr nie. As ek is gereeld in die buiteland en ek kom terug in Suid-Afrika. Ek het daar's 'n gedeelde geskiedenis met die verskillende mense in Suid-Afrika. Het voel nie vir my abstrakt nie, het voel nie vir my arbitrêr nie, het voel vir my werklik. So ek is regtig ook nie skaam vir my Afrikaansheid nie, maar ek sal net die punt maak dat ek het meer Afrikaner geword, nie minder nie. Waar het jy groot geword? Jy sê nou jy het in 'n soort van, as ek dit so kan stel, tradisionele Afrikaans sprekende wit, ek self ook, klein dorpie, Afrikaans, almal om jou is Afrikaans, kerk, skool. Wat het gebeur om jou uit te skuif uit daai kopspasie? Miskien, ek het nog nooit aan gedink, maar ons is baie van Natal af. Dit verduidelik alles, want ek het in Richards Bay groot geword en hy in Newcastle. En ek spot altyd en sê, as jy 'n boertjie is van Natal, dan moet jy vinnig wakker skrik, want ons is boere
Ons grootste vyand is die wit Engelse want hulle beheer die hele Natal met hulle privaat skole. So jou groot vyand in Natal is die Engelse wites. Dan dan is daar die Indiërs en dan is daar die Zulus. Nou daar is nou vir jou 'n lekker mengsel vir 'n atoombom. So as jy as Afrikaner laaitie geleer het om tussen deur die Zulus en die Indiërs en die wit Engelse groot te word. So dit dalk nie toevallig nie, wil ek maar net sê, maar ja, ons is altyd Noord-Natallers. Jou pa kom, julle familie kom uit die onderwys uit en my pa was 'n beesboer. So dis hoe ons groot geword het en ons het mekaar nou, ek het by RAU geswat en hy by Potch. En ek dink as iemand hierdie idee het van Suid-Afrika, dan is dit maklik om mekaar vinnig te verstaan. En Rassie Erasmus sê dit die beste, hy praat met sy pragtige Afrikaanse aksent, dan sê hy, if I lose, you'll all hate me. But what I love is this intertwinedness. En dan maak hy so, hy sê, when it goes like this. En dis nou het Mampimpi en Am en... Ja, hy praat oor Suid-Afrika, hy praat hom opgewonde maak oor Suid-Afrika. Ja, en dan sê hy die intertwinedness, en ons sal nou maar sê verweefdheid, maar dit klink nie so goed soos rassiese intertwinedness nie. En ek dink, as jy 'n ander Afrikaner raakloop, vinnig weet jy, hulle is 'n intertwined ene, of hulle is 'n apartness. Ek hou van die Afrikaanse woord apart, jy het 'n neiging tot apartheid. En jy sien dit sommer by die Wildtuin wat sy huisie jy kies en wie is jou bure en alles. Maar so, ek dink, en altyd het 'n plek, né? Dis baie belangrik om dit te sê, doen wat jy wil doen, maar ek sê maar net, as ons mense ontmoet, dan sien jy, is hierdie 'n Afrikaner wat hou van intertwinedness, soos rassie, of is dit enetjie wat hou van bietjie meer apartheid en grense? Daar was twee geleenthede wat 'n groot impak op my lewe gehad het. Die een was, ek dink 12 of 13 jaar oud en ons het gaan speel op 'n plaas buitekant aan die met chommies wat 'n plaas gehad het. En daarso op soek na avontuur het ons 'n klompie Zulu seuns gekry wat gelyk het of hulle ons ouderdom is en hulle het hout in 'n donkiekar gesit. Nou, dit is redelik eenvoudig om hout in 'n donkiekar te sit en ons het gesien hierdie is 'n misdaad en ons gaan hierdie ouens veg want hulle het nou hout in die donkiekar gesit. En daai dag toe nou boks ons hulle, stoot hulle daar, ons gooi die donkiekar om want ons sê nou hulle steel hierdie hout in hierdie wat daar net legio hout is, maar ons hy steel net die hout. En daarso sien ons die Zulus, hulle lê daarso op die grond en die ene keer het verbloed neus en wat ook al, ek kan sien hulle is bang vir ons en ons het nou hierdie fight gewen. En daai aand kon ek nie slaap nie. Ek kon nie my oë toemaak nie en ek het gehuil. My oë het my ma na my kamer toe kom sê, wat gaan aan met jou? Hoe oud was jy? Ek was 12, 13 jaar oud. En ek sien net hierdie ouetjie met hierdie bloedneus, ek sien nog steeds sy gesig nie voor my. En ek begin toe daar bid en ek sê, Here, ek wil net nooit weer die oorsaak wees van daai gesig nie. Ek wil net nooit ooit weer doen wat ek vandag gedoen het. Ek wil nie deel van daai storie wees nie. En ek het toe later besef dat die plek waar ons daai fight gehad het, is nie ver van die slag van Bloedrivier af nie. En ek sê altyd, ek het nie 'n gelofte met die Here gemaak voor die fight nie. Ek het 'n gelofte gemaak met die Here na die fight. Ek het gesê ek wil nie dit weet nie. Ek wil 'n ander storie lewe. En daai was nogals regtig 'n merker, kan ek sê, in my lewe wat vir my eintlik op 'n pad gesit het wat ek het gesê, ja, ek wil nie dit doen nie. Nou, daar's 'n klomp faktore wat bygedra het dat ek so gevoel het na die geveg. Maar dit was ietsie wat my nou nogals gehelp het. En die ander ding is, kort daarna, toe is daar 'n fliek American History X. Ek weet nie of julle dit al gekyk het, dat gaan nie, dis 'n rowwe storie. Jy mag dit gekyk het. Ek weet, slegte ouerskap, maar ek het dit gekyk en daarso, dit gaan oor rasisme in Amerika en daar was net so een lyn wat die narrator van die fliek net so sê, life is too short to be pissed off all the time. En dit gaan net oor die haat wat die wites het vir die swartes en die haat vir die swartes het vir die wites. En ek het net daarso besef, elke keer as ons mekaar so warm praat om die braaivleisvuur en dis korrupsie en dis slaggatte en dis regstellende aksie en wat ook al, ek het gesê, ek wil nie die hele tyd afgepis wees nie. En dit het my nogals ook gehelp om op die pad te kom. En hoe oud was jy min of meer toe? Wanneer het daai fliek uitgekom? Ek vind dit 'n interessante vraag. Ek dink dit was vroeg hoërskool. Maar die ander dag toe ek net so 'n bietjie gereflekteer het, toe daai 2 punte nou nogals vir my uitgestaan is ietsie wat my nogals gehelp het. Ag, en dit is so fantasties want daai ouetjie werk nou in sy tuin. Niks veel. Daai is 'n baie mooi storie aan. Maar Skalk, jy het ook, ek meen jy het in Mosambiek gewerk en allerhande sulke goed wat die gemiddelde wit Suid-Afrikaanse man definitief nie oorkom nie.
ek dink jy soek soos 'n Damascus tipe storie of wat het mense gedraai of verander. Met my pa wat 'n boer is wat vlot Zulu kon praat en hy was altyd verskriklik gaaf en medemenslik teenoor almal. So ek het nooit die slegte deel gesien van apartheid nie. Ek het net goedheid gesien. So my reis was iets anders. Ek moes agterkom swart mense kan slimmer as ek wees. Swart mense is my gelyke. So ek onthou die dag toe 'n swart oom met 'n Mercedes by ons plaas inry. As ek soos kan hulle bestuur. En dit is wel snaaks, dalk het ek my grappie geprojekteer want laas jaar toe my tuinier 'n kar koop en by my huis ingery kom sonder permissie en ek nie nog 'n parkeerplek het nie, toe voel ek weer, kan jy nou bestuur? So ek het eintlik niks geleer in 50 jaar nie. Maar so my reis met swart mense het nie gegaan na gaafheid of goedheid toe nie, maar na 'n groter mate van respek en gelykheid. En wat gehelp het in standaard 9, graad 11, het 'n swart ouetjie van een van daai ryk Engelse privaat skole, het hy my dinges geskop in debat en ek was die beste in Natal en toe hierdie ou my so ore aansit dat ek weet hy het gewen. Dit was my eerste keer en ek was 17 wat ek besef het, swart mense kan slimmer as ek wees. So dit klink nou dalk afronterend vir die duisende swart luisteraars wat na hierdie in Afrikaans luister, maar dit was vir my 'n oomblik en so dit was die een is net basiese respek en dan ek spot altyd en sê ek het al meer pap gevreet as enige wit mens. So my 10 jaar in Mosambiek en in Suid-Afrikaanse townships en goeters, ek het miljoene voorbeelde van liefde en oop arms, aanvaarding, inklusiwiteit. Swart mense behandel my soos 'n broer waar ook al ek kom elke liewe keer. En dis hoekom ek nou gesê het, dis so belangrik as ons aan Suid-Afrika dink, om aan die 50 miljoen goeie swart mense te dink. Nie die 1 miljoen wat die geld steel nie, en alles breek nie. So ek was oorbluf en is oorbluf met goedheid, selfs EFF mense. Hulle kom van daai stadion af, jy weet daai dag toe hulle so gesing het daar. Kom slaap in my huis. My vrou sê, do you really want to kill us? Toe verduidelik jy nou eers vir wat bedoel hulle as hulle sing en alles. Goedheid, goedheid, goedheid en oop arms. Medemenslikheid ontdek ek tussen swart Suid-Afrikaners. En dis hoekom dit vir my so baie hartseer is as ek kerklidmate of wie ook al hoor sê, hoekom moet dit net altyd van ons kant af kom? Ons is nou moeg, jammer gesê, ons het moeg hand uitgesteek. Ek wil net sê in my ervaring, en ek is nie elite nie, ek het vir bitter min geld op die vloer geslaap vir baie, baie jare. So op voetsoolvlak. Die absolute medemenslikheid wat ek ontvang het, dit is Suid-Afrika. En dit maak wie ek vandag is, want ek is dankbaar vir die diepte van my menswees, wat ek aan die ander kant gekry het. Net soos, of indien nie meer, as in die manier hoe ek groot geword het, as 'n trotse Afrikaner nie. Maar as mens nou, ek dink ons almal voel dat dit is nie nodig om nog 'n keer 'n lys te maak van alles wat verkeerd is nie. Mens weet. En jy het dit vir 'n lang ruk in jou lewe gedoen by Carte Blanche. Ja, dis hoe ons jou leer ken het. Jy het vir ons elke dag alles vertel gewys. wat verkeerd is. Jy het alles gewys wat fout was. Guilty as charged. Maar hoe leef ons, hoe vind ons nou 'n manier om nie in 'n gat van depressie te verval en aanhoudend om die braaivleisvuur te staan en kla nie? Ek dink die geheim daarso en Skalk het eintlik reeds daaroor gepraat, is om nie met fake swart mense, fiktiewe swart mense in gesprek te tree nie. Hoe bedoel jy? Met Julius Malema, op die TV, op sosiale media. O, Hierdie swart TikTok ou wat sê al die wites moet nie seën gaan of wat ook al. Daai is nie, dis nie regte, dit is karikature. Dit is nie regtig nie. Maar met gewone swart mense op die straat, om met hulle in gesprek te tree en dan heeltemal 'n ander prentjie te kry. Ek raak opgewonde wanneer ek weet jy's by die Stuur Trust en dan kuier jy so 'n bietjie met opkomende swart studente. Dan raak jy opgewonde oor die toekoms van die land. Hierdie ouetjie is braai, hierdie ouetjie is wakker. Ek het net 'n ander prentjie wat vir my so 'n bietjie energie gee. Ek het ook swart vriende en ons het reëling dat as ek regtig kwaad is vir hulle mense, dan kan ek hom bel.
So ek wil jou vandag as ek bietjie kwaad vir julle. Dan praat hy met my bietjie deur. Dan sal hulle my ook soms bel en sê Johan, vandag wat is dit my afgepis. Ek wil bietjie met jou praat. En as jy met 'n regte persoon aan die ander kant praat, dan besef jy dan val al die kategorieë eintlik maar weer in plek. Ja man, dit was net daai ou gewees en dit was stupid gewees en daar's amper iets terapeuties daaraan. Maar vir my aan die een kant is dit om seker te maak dat jy met regte mense praat. Die groot geheim van apartheid was om te praat van die swart gevaar. Swart gevaar het nie 'n naam nie, swart gevaar het nie gesig nie. Dit is gevaarlik en dit is swart, dit is die massas. En gereeld op sosiale media as jy nou dink aan daai swart is wat al by die plase hek staan, dan sien ek prentjies van die kom die swart gevaar. Die nommers maak ons bang. Die nommers, daai EFF prentjie van die stadion. Swart gevaar, dit maak ons bang. En ek sal argumenteer dat swart, wel, kom ons sê nou in jou meer linkse groeperinge praat hulle van whiteness en white monopoly capital en decolonization. Ek sal ook sê, jy trap eintlik in daai selfde struik om net hierdie idee te gee, dit is gesigloos en dit is naamloos. So dit is my baie belangrik om name en gesigte te koppel wanneer ek daaroor praat en dit is my terapeuties ook. Die ander ding is, ek moet iets doen. So as ek 'n slaggat regmaak, ewe skielik waar jy sou so in Melville en voor die tyd het jy so 'n bietjie gemoun oor jou plek wat verval en dit was net jou opwarming vir gesprekke teen gatvolgheid. Maar die punt is ek kry soveel vrede daaruit. As ek sien ek ry oor die pothol wat ek reggemaak het. Ek ry om paaie om oor my reggemaakte pothols te gaan ry. Daar's iets terapeuties van ek het ietsie gedoen. Nou kan jy vir my sê Johan, maar kom aan, jy poep teen donder weer. Hierdie is regtig nie groot genoeg nie. Dis okay. Ek sê vir jou, my hart beweeg in die regte rigting, want ek doen iets nie en ek doen nie net iets nie, ek doen dit met my sogenaamde vyand aan die ander kant. En ons is 'n bietjie genesing wat in my hart plaasvind. Hy het filosofie geswat en ek hou daarvan dat hy kan konseptueel dink, maar dan so dom kan word dat jy iets prakties doen. En die slaggate help. Wat vir my help is voedselsekuriteit omdat my pa boer was. So solank as wat ek ietsie groei wat mense kan eet en ek het 'n groot erf in die stad, maar daar's knoffel, daar's chilies, daar's mielies, daar's aartappels en ek help. Ek spot nou altyd, ek sal jou net een snaakse ding sê. Ek spot my ooms wie my vriende is. Want ek vat hulle en EFF jong mense in die plakkerskamp en dan boer ons saam en ons kweek chilies, russies. Dan as die boompie nou van saad af opkom, almal geniet dit, niemand wil veg met mekaar nie, want dit is heerlik om op die groepie te deel, hoe groei jou boompie, en dan kom die russies uit, dan is al my Vryheidsfront oom soos, ja, alles is groen, dis daai selfe groen, en dan as die chilies ryp is, dan is dit rooi, dan sê die EFF oukies, yes, ons wen, maar ons groei saam kos, en dit is ongelooflik, hoe almal minder haat en angs ervaar. Daar is nie eens risie. Daar's nie 'n risie in die russies nie. En so om iets prakties te doen, en dis miskien 'n kritiek of wat mens kan vra vir Afrikaners vir Suid-Afrika, is praat ons net of doen ons goed. So om net iets doms te doen, werk werklik en dan op die hoër vlak konseptueel ken jy die hoefyster ding. Ek hou baie van perde, maar perdeskoen die heeltemal links is. Soos ek spot altyd met die Engelse by Wits en die EFF en dan die heel regs is aan die kant. Hulle gaan nooit by mekaar uitkom nie, maar daai perdeskoen, hulle is eintlik al hoe nader aan mekaar en klink soos mekaar en voel soos mekaar. En dis harde werk om nie na een van die twee kante toe te gaan nie, want dit is simplisties. Hulle almal is so. Of hulle almal is so, dis nou wat jy ook sê. So dis baie harde werk om gematigd ergens, en die middel is nie 'n compromise nie, wil ek net sê, dit is vrek harde werk om aan te hou glo, dat hoe ook al jy lyk, na albei kante toe, jy mens kan wees, en om daai menslikheid te soek, dit is vrek harde werk, om waarheid aan te hou soek in die middel. Nie net die menslikheid nie, want ek dink weer eens jou Afriforum sal sê, hulle is mense, sal net sê, hulle is baie anderste, hulle het hulle eie kulture en ek sal sê ten spyte van daai anderstigheid is daar genoeg gemeene grond vir ons om hierdie Ons het meer gemeen as wat ons verskil. ons kan nie so vashou, ons kan nie die ding laat werk, ja. Ons altyd is ook gelowig, so ek wil maar net sê, mense lees nou al hierdie boeke wat sê Clash of Civilizations en civilization sal nooit kan meng en so nie. Jy kan nie dit sê en 'n Christen wees nie.
Want dan het jy 'n groter realiteit as Clash of Civilization. Die NG Kerk het dan voor in die koor gesing vir apartheid. En jammer gesê. Baie saggies. Ja, maar ek bedoel dis opskrif. So jy kan nie hulle het dit duidelik gesê. Hulle harte moet dalk nog opvang wat hulle monde gesê het. Ek spot en sê die NG Kerk gaan sy naam verander. ATKV plus met so Jesus kruisie aan die einde. want dit klink dalk meer ordentlik, maar baie van die goeters is maar redelik op die hoefyster kan jy dit nogal plaas. So ek dink ons almal het ons binnewerk te vroeg en in die spieël te kyk en te sê wat moet ons beter doen. So Ek sê nie ingekyk nie, so dis my lekker om te skinder oor hulle, maar wat ek Is jy ook 'n predikant? Nee. Wat dan wie vra? Dan wie vra? Vra nou vir jou. wat wil jou vrou sê? Die geld wys jy is 'n predikant want jy het nie geld nie. Ja. So ek word betaal vir net om vir 'n oggend se werk op 'n Sondag. Maar ek is in die bediening, maar ek is nou nie ons kerk se naam is Dialogue Community Church. Ons is so 'n klein multikulturele of ten minste aspirerende multikulturele gemeente daar so in Pretoria. Maar ek kom eintlik uit die gereformeerde kerk, uit die doppers. So hulle is die regte Christene. En wat ek sal sê en ek dink dit is wat Skalk se punt maak. Die Christene het al baie droog gemaak en ons moet nie verbaas daaroor wees want ek is 'n Christen en ek maak droog, so ek sal dit verwag. Maar wat ons ten minste kan sê is dat daai NG Kerk, dit is baie duidelik dat hulle teologies dit opgeneek toe hulle op die apartheidboot geklim het. So jy gaan sukkel in die langtermyn om daai te regverdig met enige mate van integriteit. Jy kan, ek dink 'n oortuigende miskien 'n politieke argument maak wat sê ons is daar en hulle is daar en wat ook al. Ek is nie oortuig jy gaan dit 'n baie sterk Christelike argument maak. Dit is ek dink die Vir apartheid. vir apartheid. Sonderlike ontwikkeling. Ja. Good neighborliness. Ja. Verwoed gesê. Ja. En soveel van wat ons vandag hoor in verskillende forme klink maar eintlik nog soos good neighborliness. En nou die dag praat 'n swart teoloog en hy sê ons boere, ons is nou ontstel en alles want dit voel of ons in die woestyn is. Maar nou is ons by die beloofde land, by die rivier, ons kan die beloofde land ingaan. Maar ons sal eerder in die woestyn bly en net 'n uitreik doen na die beloofde land toe en weer terugkom. So ons vat eerder die woestyn aan die kant. Maar ons sal uitreik, ons gaan meel aflaai en jy weet, Kokowoekie land gaan uitreik en dit en dat, maar sodat ons net terug kan kom na ons kamp toe, al is dit nie deel van die beloofde land nie, sal ons maar eerder hier in die woestyn bly. Kom ons praat 'n bietjie, hierdie gesprekke lei nou ook in my kop in elk geval, na die verkiesing toe. Dink julle die verkiesing kan 'n verskil maak? Dink julle dis die moeite werd om te stem? Dink julle 'n mens moet deel wees van die politieke proses aan watter kant en op watter manier ook al? So ek dink ons moet pas op om al ons eiertjies in daardie mandjie te sit. Natuurlik moet mense deel wees van die politieke bestel en dit is 'n kragtige wapen en die ANC is gestraf en gaan weer gestraf word. Politiek is belangrik. Ons kan nie soveel as wat ek nie in die politiek wil deelneem nie en soveel as wat ek die politiek wil minimize, wat is die mooi woord daarvoor? Ek wil dit kleiner maak as wat dit is dit daar en daai ouens het toegang tot baie geld en tot baie invloed. So dit is belangrik. En iemand moet die stad bestuur. Maar terselfdertyd is ek verskriklik opgewonde wanneer die ouens self die stad bestuur en nie dat die politiek die laaste sê het nie. Byvoorbeeld, daar waar ek bly in die Moot, is daar die Mootprojek en hierdie ouens verf hulle lamppale. Hulle is besig om Suid-Afrikaanse vlae te verf wat ook hulle doen. Hulle sny die parkies, hulle onderhou dit self. En ek wil nie hê dat ons moet die Engelse woord agency, ons moenie daai stemmetjie kan nie ons agency van ons af wegvat nie. So ja, gaan stem, maar maak reg, verf, maak skoon. Maar nie as gevolg daarvan alles passief raak in die res van jou lewe nie. Ja, maar dis nie hoe dit werk nie. En ek dink dis wat ons, ek wil sê aan die een kant ons wit mense, maar ons mense wat warm water het in die aand as ons bad en wat 'n kar het om deur 'n pothol te ry. Ons maak 'n baie logiese sprong tot by ek moet gaan stem, want ons verstaan dienslewering. So dit is vir ons 'n tegniese denkproses. Vir die helfte van die land wat nie gaan stem nie,
Sê ons net, ag, hulle is so dom. Maar ek dink nie ons verstaan hoe stem en burgerlike aksie verweef is nie. So as jy, en dis hoekom, ons werk is nie net om te gaan stem nie, ons werk is om gif uit die gesprek te trek, wat mense laat verkeerd stem, #rooi hoekies, of meer nog, as jy in die lewe hopeloos is, en jy het nog niks gehad wat jy kon leer om te vertrou nie, om vooruit te dink nie, want jy oorleef net dag vir dag, dan gaan jy nie stem nie. So, dis ons skuld, dat die helfte van die land nie stem nie, want hulle is hopeloos. So as ek en Johan en jy en Beter Einders en wie ook al, Afrikaners met Afrika, elke dag hoop bring en versprei oor kultuurgrense heen. Soos wat hoop versprei, raak mense weer aktief en trots. En hulle raak betrokke by hulle dorp, by hulle plaaslike verkiesing, by die nasionale verkiesing, en daar is nie 'n kort pad van ewe skielik gaan almal net beter stem nie. Mense moet hoop kry deur praktiese aksies, en dan gaan hulle aktiewe burgers word, aktiewe burgers stem. So daar's 'n verband tussen slaggate regmaak en gaan stem. En ek asseblief almal moet gaan stem, maar meer nog gaan stem, en moenie glo as jy vir jou bediende vra vir wie gaan jy stem? Nee, Vryheidsfront, goed, jy weet soos, hulle jok ook vir ons. Jy weet so, maar dis heerlik, ek hou van die vryheid, om net almal op die naam te noem, Afrikaners wat baie naby mekaar kan wees. As hulle gaan stem party Vryheidsfront en ander gaan stem DA, en soms veg hulle met mekaar, want hulle het verskillende idees oor pragmatisme, en grootte, en dit en dat. Ek sê, doen wat jy wil doen, en al het jy 'n klein partytjie waarvoor jy wil stem, jy wil nou vir Musi gaan stem, of wat ook al, ek hou baie van Songezo Zibi, en ek sien net die effek wat my stem hom gegee het. jy kan hom sien. As die voorsitter van Skoupa en Makashule Ghana is nou die voorsitter, ons sal sien wat hy met Ramaphosa maak. So selfs kleiner partye, ek glo nie heeltemal daai storie dat almal moet nou vir die DA stem nie, alhoewel dit dalk die slimste stem is, ek weet nie. Maar ek hou daarvan, dat ons 10 Afrikaners kan wees, wat vir 10 verskillende politieke partye stem, vir watter rede. Dit wys vir my 'n tipe volwassenheid, en ons dink verskillend. En wat dink julle, waarna moet mense gaan soek as jy daai keuse wil maak? Wat is belangrik? Wat moet my kandidaat, waarvoor moet hy of sy staan? Ek wil inspring net gou voor jou, want ek bly in Johannesburg soos jy. En die groot gesprek hier is, wat gaan die Gogo maak? En gaan die swart mense van Soweto, want ons is, al moet ons stem, is ons irrelevant. Die groot vraag in Joburg en in Suid-Afrika is, gaan die mense van Soweto stem vir water in hulle krane of vir identity politics? Kan hulle 'n wit tannie vertrou? Ek sê nie sy gaan definitief beter doen of wat ook al nie. Ek sê net, dis die gesprek in Johannesburg. Is gaan Soweto vir die wit Gogo stem? En ons almal weet sy kan goed wees, stout wees, erg wees, sy is wie sy is. En jy kan dit maar net geniet as jy daarna kyk. Maar dis die groot vraag, en wat ook al Soweto besluit oor Gogozille, gaan vir ons 'n leidraad gee van waar swart mense in die land en waartoe is dit op pad. So ons is verskriklik nuuskierig oor November se plaaslike verkiesing in Johannesburg. Want dit gaan vir ons iets sê van 2029. En hoe voel mense? En jy kan nie net sê dienslewering nie, want daar is nog met 'n geskiedenis soos ons in 'n wantroue in wit mense. Daai goed is eg. Kyk maar net wie Vryheidsfront stem. Daar gaan die dienslewering die beste wees, maar daar is, ek dink net, ons moenie vir mekaar jok en sê kleur speel nie 'n rol in politiek nie. Dit is 'n realiteit. En ons moet daai gif uithaal, dink ek, sodat ons by 'n punt kom waar jy pragmaties vir dienslewering en regering kan stem. Ons is nog nie daar nie, maar ons moet hard werk om een genoeg te wees, sodat ons by dienslewering kan uitkom. My stem is die belangrikste stem in Suid-Afrika, Johan Erasmus se stem. Ek gaan vir jou sê hoekom. Want ek maak partye dood met my stem. Ek het die heel eerste keer toe ek gestem het, toe stem ek vir Cope. Toe hom gesing. Toe daarna, dis al 'n gang. Toe hom gesing. Mandela, ja. En toe besluit ek moet my stem strategies gebruik.
toe in die eerste termyn van Ramaphosa toe stem ek vir hom. Boeg, jy sink die ANC weer. Wie wil jy hê? Moet volgende onder As jy vra nie, jy moet net vir my stem, vir wie ek moet stem, maar die ergste Kyk, stem. maar MK stem asseblief bietjie. Maar wat ek vir jou kan sê, is my ma in Newcastle het op 'n stadium, ek weet nie wanneer dit terug was, wanneer dit was nie. In 'n plaaslike verkiesing het sy gesê, die ANC se burgemeester is goed. Hy doen sy job. Ek kan nie vir jou sê wat die naam was nie, ek kan nie vir jou sê wat die tyd was nie. Jy nou nie die brief teken nie oor die ANC, nou begin jy van jou ma praat wat jy sien nou. Dit was 'n kort tydjie, dit was 1 ou. En sy het gesê die ou is goed en sy gaan vir hom stem. Sy het vir haar vriende gesê, sy gaan vir hom stem. Sy het vir almal gesê, sy gaan vir hierdie ouetjie stem want hy verdien om gestem te wees, al is hy 'n ANC of nie. Sy sê sy kom in daai stemhokkie. Sy kan nie haarself kry om daai kruisie te maak langs die ANC nie. En vraggies daar stem sy deel. Sy het vir almal gesê, sy het vir my gesê en hierdie vraggies kan sy nie haarself kry nie. Bloedsonde. Nou, maar ek dink nie Nee, maar dit beteken presies wat jy nou gesê het, dat dit is nie rasioneel nie. Dit lê hier. En in ander woorde, ons het 'n werk as wites, ek dink om vertroue te skep. Op dieselfde manier dat my ma diep in haar lyf, in haar bene was haar nie vertroue vir die ANC nie, want sy het 'n bepaalde prentjie in haar kop, ten spyte van die feit dat sy weet hierdie ou is 'n beter kandidaat as die DA persoon daarso. Het ons 'n verantwoordelikheid, dink ek, tussen verkiesings. Die groot vraag is ook, wat doen ons tussen verkiesings? Dat swart mense 'n ervaring het van wit mense wat nie verdagtheid kweek nie, maar wat vertroue kweek. Ja, ons is daar vir almal, so dat ons het hierdie dingetjie in die land, ons sal self, ons voel baie sterk, en ek dink dis waar ons met Afrikaners vir Suid-Afrika 'n raakpunt kry, so ons wil dit sê, ons sal saam, en swart mense moet dit voel as hulle ons gesiggies sien, want dis nie om gat te kry, of kaderboetie, of whatever nie, hulle moet weet, ons sal saam, dit gaan ons eie toekoms beter maak, en ek het familie wat vir my sê, hulle sal nooit jou aanvaar nie. Jy kruip gat by hulle nie. Maar ek leef waar ek geleef het, en ek weet hoe mense se vertroue kan groei. Dit is ons naam te loop in die regse YouTube comment section, die beter kruipers. Hulle beter kruipers. Gatkruipers. Joiners. Meneer, vreeslik dankie vir julle tyd. En baie dankie, dit is nou klomp goed om oor te dink en idees, wat vir my ook baie nuttig is, baie dankie, en wat regtig inspeel presies op wat ek graag wil regkry met hierdie reeks. Baie dankie vir julle almal, vir julle tyd en aandag wat gekyk en geluister het. Tot 'n volgende keer, groet ons. Gesprekke teen graad vol